So julle, vandag wil ek so 'n bietjie met julle gesels oor die vrug van die Gees. En ons gaan so 'n bietjie aan 'n vrugteslaai bou vandag. So ons gaan so 'n bietjie wegbreek van ons kroon af en ons gaan vandag net so 'n bietjie deur die vrug van die Heilige Gees draf. Nou wat is hierdie vrugte van die Heilige Gees? En ja, hopelik na vandag se praatjie of boodskappietjie gaan julle hierdie eienskappe baie goed kan onthou. Ons kan dit alles kry in Galasiërs 5 vers 22. Kom ek lees gou dit vir julle. Hy sê in die 33 vertaling sê hy: maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So kom ons begin. Ons gaan nou hierdie eienskappe gou deurdraf en dan gaan ons vrugte daaraan koppel. En dan aan die einde, dan gaan ons breins elke keer as ons daai vrug sien, dan gaan ons dink aan hierdie eienskappe van hierdie vrug van die Gees. Want dit is hoe jou brein werk. Jou brein is eintlik baie intelligent, want hy memoriseer goeders die oomblik wat jy dit koppel aan 'n spesifieke ding. Dit werk op reuk en op klank en op gehoor en dan op dit wat jy sien. So ja, na vandag, as julle weer vrugte sien, gaan julle baie anders na dit kyk. So kom ons begin. Lankmoedigheid. Wat is lankmoedigheid? Nou in plainweg Afrikaanse terme, dit is geduld. Nou geduld is een van die moeilikste eienskappe van die of vrug van die Heilige Gees, want ja, baie mense sukkel daarmee. En dit is regtig, dit is 'n moeilike een om toe te pas, maar lankmoedigheid is iets wat ons almal nodig het en wat ons almal tog wel in ons het, nê? Ons het dit, maar ja, ons kort net so 'n bietjie hulp om dit net so nou en dan bietjie toe te pas. So wat 'n vrug kan ons koppel aan lankmoedigheid? Ek het daar gesê 'n truksvy. Nou hoekom 'n truksvy? Want 'n truksvy is een van die moeilikste vrugte om te skil. Hy het hierdie doringkies en hierdie veseltjies en al hierdie goetertjies in. En daai goed steek erger as hierdie papierdorings wat jy in die gras kry. Nou as jy nou al in 'n kaktus gevat het en van daai klein veseltjies het in jou vinger gekom, dan dit steek en dit voel die hele tyd irriterend. Nou 'n truksvy het presies dieselfde veseltjies of doringkies of whatever jy dit wil noem aan, want hy is afkomstig van 'n tipe van 'n kaktusrige plant. So ja, truksvy kos baie geduld om hom te skil, maar dit is eintlik 'n baie lekker vrug. So geduld, gaan jy dink aan 'n truksvy en dan gaan jy onthou, dit is 'n moeilike vrug om te skil, so jy het geduld nodig om hom te kan eet. En dan die volgende een het ons sagmoedigheid. Nou sagmoedigheid is om jou woorde te tel wanneer jy praat, is om nie oorhaastig te praat of te reageer of iets nie, dis om met 'n sagtheid van gees te antwoord. Want die Bybel sê vir ons dat 'n sagtheid keer die grimmigheid af. So ja, dit is om net met daai sagtheid te antwoord en kind of soos in 'n way van respecting yourself, maar om met daai sagtheid net te antwoord en te reageer en daai goeders en om te tel dit wat jy sê en hoe jy optree en dit nie. So watter vrug kan ons koppel aan sagmoedigheid? Ek het al gesê 'n wartlemoen. Nou ek sê altyd vir my kinders dit is 'n waterlemoen, want dit is eintlik net 'n baie groot lemoen wat baie water bevat. So ek het al gesê 'n wartlemoen, want hy's baie hard buite. Maar as jy hom oopgesny het en jy begin hom eet, dan is hy so sag in jou mond, sag, dat hy eintlik sommer so smelt in jou mond. En ja, dis lekker, dit is 'n baie lekker vrug. So as jy 'n wartlemoen sien, dan dink jy aan sagmoedigheid. Dis om so sag soos wat daai wartlemoen op jou mond smelt, om so in sagmoedigheid te reageer en te praat en op te tree, né? Dan die volgende een is drywe. Nou dit was vir my die komieklikste een uit die hele bunch uit, want vriendelikheid. Ons het almal vriendelikheid nodig en ons moet almal vriendelikheid toepas. Nou as jy net daai vriendelikheid, en ek bedoel nie net soos van hierdie mombakkies soos wat ons dit noem nie, net op jou gesiggie te sit en jy weet, hoe gaan dit of so nie, ek bedoel van warm vriendelikheid. Van om die atmosfeer om jou warm vriendelik te laat voel en daai goeders, nê? Want vriendelikheid is aansteeklik. En as
as jy vriendelikheid gaan toepas, gaan almal om jou dit toepas. So die vrug wat ek daar gekies het in hierdie een, gaan julle onthou, is drywe, want jy gaan nooit by 'n winkel instap en jy gaan net een dryf kry nie. Hulle kom altyd in frenzies. So sien julle, daar kom die vriendelikheid vandaan, want drywe kom altyd met maats, kom altyd met frenzies aan. En dan die volgende vrug wat ons het, is liefde. Nou liefde ken ons almal, liefde is omdat Jesus ons lief het en ons moet ons naaste ons lief hê, want dit is sy enigste 2 wette wat hy vir ons gegee het. Dis om die Here jou God lief te hê en om aan jou naaste lief te hê. En nou naaste beteken ook, jy moet ook jouself lief hê. Nou die vrug wat ons gekies het vir liefde is 'n arbei, want hy's rooi en baie keer lyk hulle soos 'n hartjie. So ja, as jy 'n arbei sien, dan denk jy aan vrug van die Gees, liefde. En dan die volgende een is vrede. Nou vrede, as ons almal wandel in vrede, en ons almal wil net peace om ons hê. Ons het nie al hierdie chaos en geraas en noise en goed nie, ons wil net vrede om ons hê. Want in vrede kan jy dink, jy kan operate en jy kan funksioneer, jy kan fokus en al daai goed. Nou die vrug wat ek gekies het vir vrede, is 'n olyf. Nou baie mense sê dit is 'n groente, maar dit is eintlik 'n botaniese vrug. So ja, en baie keer sal jy ook die gesegde hoor wat sê, extend the olive branch. Met ander woorde, jy steek die olyftakkie uit om vrede te maak, as daar 'n bietjie onmin was, né? En dan die volgende een is blydskap. So ons het blydskap en die Bybel sê ook jou blydskap is jou beskutting. So as ons in blydskap wandel en ons huppel en ons, jy weet, trippel en al daai goed en ons is vol joy en bly en al daai goed, dan maak dit die atmosfeer om jou ook baie meer lekkerder, want jy daai blydskap wat om jou vul. Waar ons van Liewe Jesus gewandel het die son en die blydskap en die vrede saam met hom gewandel. So die vrug wat ek vir blydskap gegee het, is 'n perske. Want het jy nou al gesien, as jy by die winkel instap en ons perskes in die rak, hoe bly raak die mense as hulle daai perske sien? Of as jy op Sondagmiddag sit en jy sit daai peach halves en met bietjie ultramelk, dan het almal net blydskap op hulle gesigte. So onthou, blydskap is perske. En dan goedheid. Nou wat is goedheid? Dit is random acts of kindness. Dit is om, ja, net op the spur of the moment mooi goedjies vir iemand te doen. Of om kindness teenoor enige iemand te wys. Nie judgmental te wees of iets nie, maar net om regtig kind te wees teenoor hulle. En die vrug wat ek gekies het daarvan is 'n lemoen. Want 'n lemoen is baie goed vir jou liggaam. Dit bevat baie vitamiene, so dit is baie goed vir jou. En so goedheid is 'n lemoen. Dan die volgende een het ons getrouheid. Nou wat is getrouheid? Eerstens moet ons getrouheid wys, faithfulness wys aan ons geloof en ons verhouding met Liewe Jesus, en dan ook aan onsself en aan ons familie, aan ons vriende en daai goeders, né? Nie as dit ongesonde mense in ons lewe is nie, maar vir mense vir wie ons lief het en vir wie ons omgee en wat gesond is vir ons, moet ons daai getrouheid toon, né? Om hulle te, ja, net faithful te wees, en dan natuurlik faithful te wees aan Abba Vader. So ek het daar gesê, 'n appel. Want 'n appel is eintlik 'n baie gesonde vrug, omdat hy sy natuurlike suiker, sy eie natuurlike suiker bevat. En ons het 'n gesegde wat sê, 'n apple a day keeps the doctor away. Want as jy 'n appel elke dag eet, is jy gesond. En dan die laaste een wat ek het, is selfbeheersing. Nou selfbeheersing is 'n baie moeilike een, 'n groot een wat ons moet toepas, en dit is een waarmee baie mense sukkel. Maar vir selfbeheersing het ek gesê, liedjies. Want ja, jy gaan nie net een liedjie eet nie. Het jy selfbeheersing om net 1 of 2 liedjies te eet, of is liedjies net so lekker dat jy voel jy wil net die hele boks op eet? So ja, selfbeheersing het ek vir ons gesê, is 'n liedjie. So ja, hier het julle nou omtrent die hele vrugteslaai, en vir bietjie meer besonderhede oor dit, sal dit alles beskikbaar wees op die volle video, en mag julle almal net 'n geseënde dag verder hê.